Goeiemôre, good morning. Ek soek 'n lied in die hart. Maar goeiemôre, Nee, ek wag vir jou om te sing, Pieter. Man, Jy's die professionele sanger, kom ons kry dit reg. ja, maar ek wil net so 'n bietjie van my talent laat. Nee, jy moet jou oorvloei daarin. geldjies verdien. Ja, Kom okay. ons wag, ons wag. Goeiemôre, good morning. Wat 'n heerlike klein Saterdag. Dis Woensdag en is jy gereed vir hierdie dag? Under pressure. Kyk, as 'n mens die dag so begin, hoe dan nou anders? Hoe dan nou anders? Maar Waar kan ons alles uitsien? Nee, kyk, daar's heelwat wat voor lê. Vandag in die program kyk ons na hoe ons oë ons kan uitput na ure agter skerms. En dis nou agter Ja, skerms, jy weet, maar ook hier agter My die kind skerms. praat met my. Ja, pa. Daar sy. Ons bespreek die verrassings van die jongste begrotingsrede met Henry Botha van Everest Advisory Services en vier ons atletiekhelde van die A-bond Pretoria Interhoor. Kan jy nog daai dae onthou, Pieter? Dit was van die lekkerste dae. Ons ontmoet Fanie Skols van Sitsen Training om te hoor hoe hulle vaardighede in verskeie bedrywe ontwikkel. Ek is baie opgewonde. Melanie Koeglenberg deel meer oor haar en haar man se smaakmakerstoekenning vir Check This Out. Check us out, man. Check Sy. it out. Jy weet, dis my gunsteling smaakmaker. Ek sê dit maar. Dit is geen wonder daai oogies skitter vanmôre so. Ons almal mag maar ons witbroodjies hê. En Bibi de Pre kom kuier. So maak seker jy bly ingeskakel. Dis net wat Lekker, om na uit te man. sien, hè? Dit is wat goeiemôre, good morning vir my so lekker maak. Dis regtig die dinamiek daarvan en daar's ietsie om na uit te sien vir ieder en 'n elk. Vir ieder en 'n elk. Love it. Nou ek wil begin met 'n interessante brokkie nuus, soos gewoonlik. Soos ons jou ken, ja. Gewoonlik begin jy daarmee, maar vanoggend is dit my beurt. Nou die Nasionale Dieretuin van Suid-Afrika, beter bekend as die Pretoria se Dieretuin, volgens die stuk, het meer as 96 miljoen rand van 'n beplande 105 miljoen rand op opgraderings bestee, of liewer aan opgraderings bestee. Hoewel sommige restaurante, dierehokke en fasiliteite verbeter is, het 'n onlangse besoek gewys dat groot dele steeds vervalle is, wat baie hartseer is. Nou, die kabelkarretjies werk byvoorbeeld nie. Sommige geboue is in 'n swak toestand en daar is steeds tekens van agteruitgang. Die dieretuin word bestuur deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut, wat sê verdere verbeterings is nog in proses. Dis al baie geld wat spandeer is en ek sou nogal kon dink dat hulle met daai som geld daarom of baie meer kon regkry as wat jy nou vir ons vertel. En 'n mens hoor al hoe meer van hierdie stories, jy weet, sommige fasiliteite waarin daar soveel geld spandeer word en die projek word net nie einde ten laaste voltooi nie. En dit was nogal regtig 'n benoemenswaardigheid, 'n lekker aantrekkingspunt en 'n one-stop place vir Pretoria gewees. Ja, Die nasionale dieretuin for that matter, moet al klaar vir jou ook baie sê. ja. Maar ek weet ook nie, is daar altyd mense wat, as die geld nou toegeken word, dan gee hulle 'n projekbestuurder wat trustworthy genoeg is om te kan sê, ons wil sien hoe die geld spandeer word en hoe die projek bestuur word. Ja. Dis wat nodig is. Kyk, en ons ook, 'n mens kan nie hierna verwys nie. Daar is gemengde reaksie na aanleiding van of gemengde gevoelens oor 'n dieretuin en diere wat in hokke aangehou word. Maar ek dink op die einde van die dag, ek dink net oor die Suid-Afrika, nee, miskien met 'n mens dit nou nie 'n nasionale storie maak nie, maar daar is plek, Ja. is daar maar probleme na aanleiding van projekte en Ongelukkig. instandhoudingswerk wat sloer. Kom ons hou duim vas dat hier die projek in die regte rigting gedruk sal word en dat die oorblywende paar randjies baie beter en goed sal spandeer word. Maar nou ja, ons was self nie daar nie, dalk moet ons 'n bietjie gaan inloer met 'n kamera om te gaan kyk. Maar dan aan die ander kant, ons is nie daar om carte blanche te speel nie. Beslis nie. Ja, ons Ek wil net hê al die diere moet vry wees, jy weet. Ja. Ek wil maar hê die diere moet vry wees. Maar nou ja, Pieter, Ek het vir jou nog 'n brokkie nuus en vir hierdie enetjie gaan ek my bril opsit want hierdie is 'n ernstige storie. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomokusazana Meth, het nuwe wetsontwerp gepubliseer wat groot veranderinge aan werksure, afleggingsvergoeding en ouerskapverlof kan bring. Werkers op sogenaamde 0-ure of oproepkontrakte, ek sou seker maar dink is so iets soos vryskut, ek neem so aan. sal beter beskerming kry, insluitend betaling van skofte wat op kort kennisgewing gekanselleer word. Daar word ook voorgestel dat afleggingsvergoeding verdubbel word en dat ouers voortaan 4 maande ouerskapsverlof kan deel. Die publiek kan tot 28 Maart kommentaar lewer. Interessant, né? Nee? Baie interessant. Ek dink wanneer dit kom by vryskutwerk, ons weet ons het nou al
telke male gehoor van mense wat sê, jy weet, hulle mis die voordele van daai permanente kontrak. Jep. So ek dink dit is hoog tyd dat daarna vryskutte ook wel beter omgesien word, nê? Nee? Ek stem 100% saam met jou. Ek meen, ek werk al vryskut my hele lewe lank en die voordele is jy kry jou voordele om as vryskut te werk, maar daar's ook baie nadele en ek dink ook nogal dit sal lekker wees as 'n ou. Toe ek die eerste keer raak lees, toe dink ek, hier kom 'n ding. Ja. Hier mag moontlik ietsie kom. So ek is opgewonde om te sien en dan ook opgewonde om 'n bietjie kommentaar te sien wat mense gaan sê. Veral wat werkgewers gaan dink in hierdie verband ook. Absoluut. Ek dink veral in ons bedryf, jy kan nie verby dit kom nie. Ek meen die meeste mense werk so op 'n vryskutbasis en is afhanklik van soveel as moontlik werk. Ja. So ek dink dit maak my altyd opgewonde wanneer 'n mens sien dat daar verwikkelinge is in hierdie verband ook. Baie, maar ek dink regtig dis baie lekker. Ek wonder nogal oor die betaling hoe werk dit nou as mense jou gekry het vir 'n skof? Jy werk vir 'n skof en dan op kort kennis sê man sê Lewan, moenie hoor nie ongelukkig afgestel. Jy het nou wel as 'n vryskut of so begroot daarvoor of dalk in 'n permanente plek wat jy volgens skof te werk. Dink jy ou moet vergoed word dan daarvoor oor die skof wat gekanselleer is? So ek dink dit is maar waar iets so siekverlof inkom. Dit hang af van die omstandighede. Verstaan, as dit gaan oor iets soos gesondheid, definitief, want dit gebeur met ons almal. Maar ja, ek dink as dit dalk nalatig is, dan is dit vir my so 'n bietjie van 'n ander storie. Bonusse en daai tipe van goedjies, jy weet. 2 weke se vergoeding per diensjaar. en jy het nie al jou medies gevat nie, ons gaan jou vergoed daarvoor. Die ander deel daarvan is as die werkgewer kanselleer van hulle kant af. Ek dink dan moet 'n mens steeds vergoed word want jy het begroot. Jy weet, as 'n vryskut begroot jy nou maar of ek weet deesdae is dit nogal ingewikkeld want sommige plekke gee vir jou 'n soort van 'n kontrak as ek dit kan stel. Net sodat jy iets op skrif kan hê. Maar jy maak staat op daai hoeveelheid skofte miskien of staat op daai werk en as dit op die nippertjie gekanselleer word. Sure, ek wil sê mens moet maar klousule inwerk, nee. Dis ook interessant dat party moet beskerm word. As jy op vryskut werk, dan het hulle obviously 'n handvol vryskut mense wat sê maar vir dieselfde organisasie of produksiehuis of so werk. En dan word daar mos gehoop dat elkeen van julle soveel skofte sal inwerk en dan die een maand kry jy geen skofte en die ander maand kry jy baie skofte. Eintlik is hierdie ek dink net so dik leer waaroor ek kan gesels. Ja. Weet jy dis hoekom ek daarvan hou met kenners te gesels. Ja. Want dit is 'n mens wil daai belangrike vrae aan kenners vra of rig sodat hulle vir ons kan sê, verstaan, wat is die implikasies aan beide kante? Also ek moet erken ek is nie 'n kenner nie, ek is maar net ek het al gehoor daarvan, so jammer. Ek is ook nie 'n kenner nie, ek vra om verskoning. Al kenner wat ek het is ek hou my kenner nou bietjie vas. Okay. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Bly ingeskakel, ons het heelwat kenners en ook sommer net lekker mense en gaste ook vir die res van die program. Net hier by Goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het al jou eerste koppietjie koffie. Ek gaan vir nommer 2 net hier en dan kuier ons verder.